Goeiemôre, die Ou Testament, Exodus hoofstuk 3, God openbaar hom aan Moses. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hewite, Amorite, Ferisiete, Hewite en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Geroep nou die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die lende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hittite, Amorite, Ferisiete, Hewite en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek, om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte te tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die Farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis.
laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Hierdie is Eksodus hoofstuk 3 in die 83 vertaling. Die gedeelte waar Moses deur God geroep word, eers nader na die braambos, en dan sê hy vir hom, hy moet die volk gaan bevry uit Egipte, en dat hy by hom sal wees. 'n Aangrypende gedeelte, 'n gedeelte waar ons besef dat die tyd wat Moses geleef het tot nou toe, die voorbereiding was vir hierdie groot taak waarvoor hy nou gereed is. En so gebeur het maar met elkeen van ons, dat ons baie keer leef tot op 'n dag tyd vir 'n sekere doel om te gaan iets doen wat belangrik is, iets doen wat 'n mylpaal gaan wees. As jy nie bereid is om dit te doen nie, sal jy dit vir altyd mis. Genadiglik het Moses gehoor gegee aan die Here se oproep om hom te stuur, en hy was gehoorsaam. Kom ek en jy wees ook elke dag gehoorsaam in die Here se oproep op ons lewe. Hierdie gedeelte dan Eksodus hoofstuk 3 en die 83 vers